Australië trek die Suid-Afrikaners se visum terug na protesaksie. 'n ANC-LP en voormalige minister verskyn in die hof en Solidariteit kry sy reuse banier terug en soek nou na 'n nuwe plek om dit te vertoon. Dag sê ek is Christel Cornelissen en jy is welkom by Marula Media. 'n Suid-Afrikaner wat 'n neo-nazi saamtrek buite die parlement van New South Wales in Australië bygewoon het, se visum is teruggetrek. Matthew Gruter wat sedert 2022 in Australië woon, het vroeër van dese maand aan die protesoptrede wat deur die National Socialist Network gereël is, deelgeneem. Gruter, wat in sommige Australiese media beskryf word as een van die land se mees berugte neo-nazies, sal nou na Suid-Afrika gedeporteer word. Die familie van die vermoorde David Erasmus sê hulle leef in vrees en onsekerheid nadat die saak teen sy vermeende moordenaar weens 'n beweerde administratiewe fout van die hofrol verwyder is. Die oorspronklike klagstaat was glo in die hofklerk se kantoor toegesluit en kon nie betyds verkry word nie. Erasmus se moordenaar het hom voor sy gesin met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Sy geliefde sê die ganse regstelsel het hulle in die steek gelaat en sou die saak teen Erasmus se vermeende moordenaar weer op die rol geplaas word, gaan die staat opnuut 'n lasbrief moet bekom om hom in hegtenis te neem. Malusi Gigaba, 'n ANC-LP en voormalige minister, het Dinsdag vlugtig in die hof verskyn. Gigaba word daarvan beskuldig dat hy van November 2010 tot Mei 2014 tydens sy amptetermyn as minister van openbare ondernemings groot bedrag geld van die omstrede Gupta-familie ontvang het. Dit was ook in die tyd dat 3 tenders glo onreëlmatig aan Transnet toegestaan is vir die verskaffing van meer as 1000 lokomotiewe. Weens die onreëlmatighede het Transnet miljarde rande verloor. Gigaba was onder diegene wat by die Zondo-kommissie by beweerde staatskaping betrek is. Hy is genoem as een van diegene wat 'n instrumentele rol gespeel het in die fasilitering van die Gupta-familie se bewimpeling om die staatskoffers te plunder. Gigaba het glo 'n besonder hegte verhouding met die Guptas gehad. En die Johannesburgse Metroraad het Solidariteit se 70 meter lange advertensiebanier wat onlangs sonder waarskuwing verwyder is, ingevolge 'n skikkingsooreenkoms kosteloos aan die organisasie terugbesorg. Die banier het wye reaksie ontlok nadat die Metro dit verwyder het. Solidariteit het deurgaans die verwydering van die banier as onregmatig en polities gedrewe bestempel. Die organisasie sê die uitkoms is 'n oorwinning en daar word reeds na 'n meer strategiese ligging daarvoor gesoek. Gaan lees hierdie en al die ander nuus op marulamedia.co.za en gesels graag saam.